Ons lees Hebreërs 13:5. Hou julle lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Geliefde, in 'n wêreld gevul met eensaamheid, isolasie en vrees, skyn Hebreërs 13:5 as 'n stralende belofte. God self verklaar, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Hierdie woorde weerklink deur die skrif en vind hul vervulling in Christus. Wanneer ons om ons kyk, is dit maklik om verlate vergete te voel. Baie mense woon tussen skares, maar voel heeltemal alleen. Sommige is omring deur familie, maar dra laste wat niemand sien nie. Ander staar beproewings in die gesig. Finansiële stryd, gesondheidskrisisse, gebroke verhoudings, en voel dat daar niemand is om saam met hulle te staan. Maar die woord van God breek deur daardie duisternis met 'n standvastige versekering. Jy is nooit alleen nie. Let eers op dat hierdie belofte in 'n gedeelte oor tevredenheid kom. Die skrywer waarsku ons om ons harte te bewaar teen die liefde vir geld en om eerder op God se genoegsaamheid te vertrou. Hoekom? Omdat besittings nie sekuriteit kan waarborg nie. Rykdom kan verdwyn. Werk kan verlore gaan. Maar God bly dieselfde, gister, vandag en vir ewig. Aldus Hebreërs 13:8. Ons hoop is nie in wat ons vashou nie, maar in wie ons vashou. God se belofte, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie, strek terug na sy verbond met sy mense. In Deuteronomium 31:6 het Moses Israel aangemoedig. Hou moed en wees dapper. Moenie bang wees nie, moenie vir hulle skrik nie, want die Here julle God gaan saam met julle. Hy sê julle nie in die steek laat nie, julle nie alleen laat nie. Josua het dieselfde woorde gehoor toe op die rand van die beloofde land gestaan het, met reëse en versterkte stede, alles Josua 1:5. God se volk in enige stryd, enige swaar kry in die gesig staan, omdat hulle nie alleen was nie. Hierdie belofte vind sy diepste uitdrukking in Jesus Christus. Voor sy hemelvaart het Jesus in Matteus 28:20 vir sy disippels gesê, en onthou, ek is by julle al die dae, tot die volëinding van die wêreld. Hy het ons nie as weeskinders gelos nie, maar die Heilige Gees, die trooster, die helper, gestuur om in ons te woon. Dit beteken dat God se teenwoordigheid nie net naby ons is nie, maar binne in ons. Waar jy ook al gaan, wat jy ook al in die gesig staar, die Gees van God gaan saam met jou. Dawid het dit verstaan toe hy geskryf het in Psalm 23:4. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Hy het ook in Psalm 139 verklaar dat daar nêrens is waar ons van God se teenwoordigheid kan vlug nie. Het sy in die hemele, die dieptes, die ander kant van die see, hy is daar. Wat beteken dit vandag vir ons? Dit beteken dat ons sonder vrees kan leef, wetende dat ons herder langs ons loop. Dit beteken dat ons tevrede kan rus, selfs wanneer die wêreld sê ons het meer nodig. Dit beteken dat ons verlies, hartseer en onsekerheid met moed kan trotseer, want God sal ons nooit verlaat nie. Miskien voel jy vandag alleen in jou stryd. Hoor dit. God sien jou. Hy ken jou pyn en jou vrese. Hy beloof om saam met jou te wandel, om jou te dra en om jou te onderskraag. Hy is Immanuel, God met ons. Nie net in naam nie, maar in elke oomblik. Laat ons dus vashou aan hierdie belofte. Kom ons bemoedig mekaar met hierdie woorde wanneer die skaduwees van die eensaamheid insluip. Laat ons ons harte daaraan herinner dat al mag mense ons in die steek laat, al mag besittings vervaag, ons Here dit nooit doen nie. Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Dit is die anker vir jou siel. Mag jy vrede en moed vind in sy oneindige teenwoordigheid, vandag en vir ewig. Amen.